graag vanoggend met u iets deel wat die Here op my hart gelê het. En jy kan die Bybels oopmaak, ons gaan 'n bietjie later in die boodskap gaan ek die geskrifgedeelte lees in Johannes 15. John 15. So sit my vinger daaraan, of sit 'n merkie daar, dan kan jy maar die Bybel rustig neersit. Ek wil vanoggend begin deur 'n vraag te vra. Was jy al op 'n plek, kom ek stel dit eers so, was jy al op 'n plek waar jy voel dat jy geestelik stak is? En jy weet nie wat om te doen nie, jy's vas. En dit hou eintlik verband met wat ek volgende net wil bring, want hoekom is jy vas? Daar is 'n rede daarvoor, en as die Here wil, gaan ek vir jou sê hoekom. Want daar is 'n rede daarvoor. En dalk voel jy vanoggend dat jy op 'n geestelike plek en jy weet nie wat se kant toe. Jy weet nie wat om te doen om verder te gaan nie. En ek wil vanoggend vir jou sê dat daar is, en ongelukkig is dit altyd so wanneer dit kom by die evangelie, dat die evangelie vereis van my om sekere dinge te doen. Ek het ek dink dit was by die skool, as ek nie wist het nie, omdat ek het gepraat op 'n stadium, het ek genoem as 'n voorbeeld van 'n ligballon. So vir illustrate purposes vandag praat ons oor 'n ligballon, maar nie die nuwe, die oues, wat met 'n vlam werk en die ander werk, die werk met allerlei gasse, die nuwes. Maar ek kyk vir jou die prentjie in jou kop van 'n ligballon met die ou sandsakke en 'n ankertou in die grond. So die ding is, ek is seker almal weet, wie kan op 'n ligballon gery? Iemand, as julle gaan vat my saam asseblief. Ek wil regtig voel dit is. Maar wat gebeur met hierdie lugballon? Want eerste ding wat moet gebeur wanneer jy op 'n lugballon reis gaan, is jy moet in die lugballon klim. Reg? So dit vereis van jou om 'n aksie te neem. Om te sê, I'm getting into the hot air balloon. Dan seker die ding aan die brand, dan blaas hierdie dingetjie my boeie op. Ek dink hulle noem dit 'n pocket. Ek het bietjie huiswerk gedoen. En die ding raak vol lig. Dan kom op 'n stadium dat die lig so warm is dat hy die ding begin oplig. En dan wat gebeur? Dan maak hulle die tou los. En as die tou los is, wat gebeur? Dan begin hierdie ding opstyg. Maar onthou nou, hy het sandsakke daar binne, as die ou daar binne nie sy wiskunde gedoen het nie, as ek daar binne is, dan gaan ons nog op die grond sit. Want ek is ook deel van die anker, wat ons gaan vashou. En ek wil dit onvergeestelik vandag, en ek is ernstig as ek dit sê, want ek en jy is baie maar ons eie anker. Ons is die rede hoekom ons nie kan opgaan nie. Hoekom ons nie kan vorentoe gaan nie, want ek en jy is die oorsaak. Want wat gebeur met hierdie ding? Daai sandsakke, ek weet daar, dit serves a purpose. Dit help vir balans en al die lekker dinge. Maar die ouer lugballonne moes hulle van die sandsakke ontsla raak. Want hoe meer hulle aflaai, hoe vinniger en hoe beter kan hulle opstyg. As 'n kind het ek altyd herinner, hoe kom hy nou terug? Want die vertelling van my, as jy die vlammetjie doodmaak, dan kom jy terug aarde toe. En dis weer eens, wil ek dit vergeestelik. Want wat gebeur met jou in my lewe, wanneer die vlammetjie uitgeblus word? You come from there, and you come crashing down. En die ding is, dit is wat in my en jou geestelike lewe moet gebeur, is ons moet aan die brand raak, want wat gebeur wanneer ons die Here aanneem? Ek raak excited en ek is vol van die liefde en die krag, en dit is so awesome, en ek wil net kerk. Ek het op 'n stadium my ma naar gemaak oor dit, want ek wil net kerk. Maar weet jy wat gebeur oor tyd? Die vlammetjie vervlim. En baie mense se ballonne is in die begin so opgeblaas, dat hy onmiddellik opstyg. En ek wil vandag vir jou sê, hoe hoog wil jy 'n geestelike liggaam wees? Hoe hoog, hoe groot wil jy in God word?
Hoe kan ek vir jou sê? Dit hang af hoe groot die vuur binne in jou brand. Vir hom. Hoe voller jy van God se gees is, hoe meer vuuriger sal jy wees. Hoe meer ywerig sal jy wees. Daar's niks wat jou sal kan keer nie. Daar's niks wat jou in die kerk uit sal weghou nie. Kyk, ek verstaan eerlikwaar as mense siek is. 100%, maar ons het nou die dag met iemand daaroor gepraat. Jare terug, as jy siek is, wat doen mens? Op 'n Sondag. Jy gaan kerk toe, of jy nou siek is of nie, ek sê nou nie kan nie. Maar ek meen, oor die algemeen, die ouens kom, want hoekom hulle wil aanraking van die Here. Jare terug het dit so gewerk, vandag werk ek nie meer so nie, die ouens bly vir die geringste ding by die huis. Die wind waai nie. Ek het in Johannesburg gesien, hier soos ek baie dankbaar dat dit nie so koud is nie. En Joburg, as dit winter is, daai takkie maak so, dan wil die ouens nie die bed uit opklip nie. Dan kom jy aan die kerk, en sê jy, dan sit maar, the bare minimum. Maar weet jy wat is die hartseer? As die vuur in jou hart brand vir God, gaan die koue jou nie herken. As die vuur in jou hart brand, is jy bereid om enigiets te doen vir God. Enigiets te doen vir sy saak. En die ding is, hoe nader jy aan die vlam en aan God beweeg, hoe nader jy aan die voete van die Here beweeg, hoe groter raak jou ywer. Want hoe nader jy kom, hoe meer sien jy God in sy almag. Jy sien wat God vir jou kan doen. Jy sien dinge wat die ander mense nie altyd sien nie. Jy het ywer binne in jou. En soos ek sê, the closer you get, the more you want, the closer you want to get. Maar dan jy sien, die ding is, to get to that point, you first need to get into the basket. The fire needs to start burning. Then the rope needs to get loosened. En hy moet losgemaak word, dan moet die goede wat jou terughou op die grond uitgegooi word. En weet wat, dit is wat die Here vandag vir jou en my wil kom sê, en hierdie dag is bietjie tyd dat ons dit wat my terughou uithaal. En die enigste wy hoe ek en jy kan vorentoe beweeg, kind van God, is om die sandsakke uit te laai. Om dit uit te laai wat jou vashou. Weet jy baie maal het ek al gesien dat, soos ek nou gesê het, as die kinders van die Here kry wat hulle harte nou net vir die Here gegee het, en dit is die mooiste, as jy sien hoe ywerig mens is vir God, veral in die nuwe bekering. Dit is so, my sê, weet wat, dit is, en ek wil nou versigtig wees, want ek wil nou nie iemand wat opspring en vurig is en ywerig is van die begin afkrap, die wat is nie, dit is reg. Maar weet jy wat sê ek altyd, ek is die persoon, ek hou van bestendige, stadige maar bestendige groei. When you grow slowly. Want weet jy wat, hierdie ouens, en ek sê met alle respect, jy is hier. Die volgende oom, dan kom jy agter my, hier is nog iets nie lekker nie, of jy verstaan iets nie lekker nie, dan sê jy terug moet gaan. Maar as jy stadig op pad begin stap, en jy begin, kan ek jou maar gebruik as 'n voorbeeld byna. Want ek sien hoe die Here met al werk, en hoe sy pad stap by die Here, en dit is stadig en is bestendige groei. En dit is die mooiste ding om te sien, hoe 'n mens geestelik groei, sonder enige mense te doen. Maar want jy sien, dit verg 'n bietjie iets, om bietjie die woord van God nader te trek, en te gaan sit en te kyk, wat die woord sê. Om te leer wat die woord sê, want die woord is jou voedsel, dag vir dag. Dit is wat jou geestelik laat groei. Nie die musiek in die kerk nie. Nie die koordans in die kerk nie. Nee, dit is die woord van God. Dit is jou verhouding met die Here, wat jou vat van hoër hoogtes toe. Maar die ding is, jy kan nie op 'n hoër plek kom as jy 'n ding het wat jou vashou nie. Dis tyd om van die gemors ontslae te raak in jou lewe en te sê, Here, die goed wat my weghou, moet uit. Dit moet uit. Want jy sien,
Maar as jy 'n bestendige groei het, 'n stadige groei het, dan kla jy dinge nie so baie nie. Want die fokus is hier. Maar nou spring ou baie maal, en jy wil al hoe dieper, al hoe meer, en dis reg, ek sê nie is verkeerd nie. Maar dan gebeur daar iets in jou lewe, en het slat jou bo van jou voet af. En as jy nie 'n stewige fondasie het nie, sit jy met 'n probleem. Want wat gebeur? Mense, ons is almal mens. Ons doen simpel goed. Ons kyk en luister en weet jy, hierdie TikTok predikers, maar dit is 'n scary storie. Iemand sê in die week vir ons, 2 weke terug, sit ons 'n gesels. Die persoon sê vir ons dat iemand in hulle familie, sy man is 'n geestelike persoon. En hy lewe sy lewe en hy is toegewyd aan die Here. En die wederhelfte is maar net happy go lucky. En hierdie persoon het hierdie simpel idee dat ek in haar kop dat ons gaan, dis nie so goed ek sê vir jou, byvoorbeeld, ek gaan op my vrou se saal doen en op haar rug in die hemel in. It will never ever happen. You need to have a relationship with God. You need to be in touch with God. You can't go to heaven riding on someone else's back. So vir die wat dink dit is, jy kan op iemand anders se saal, dit gaan nie gebeur nie. As daar een ding is wat ek weet, wat ons nie kan ontduik nie, is dat die dag as die Here voor jy, as jy voor God gaan staan, gaan jy so voor hom staan. Jy gaan nie jou maatjie, wat saam met jou met die werk sit en wat ook al doen, en oorals waar jy kom, die verkeerde goed, daarop jy gaan nie saam met jou staan en sê, maar jy, dit was my skuld nie. Nee, want God verwag van my en jou om te sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, want ek is 'n bloedgewaste kind van die Here, so sorry vir jou. Want weet jy wat jy hartseer doen? As hierdie verwikkeling in jou lewe begin plaasvind, is die feit dat jy begin alleen staan. Jou vriende, jou familie, tot om soos vlee. En voor jou oë uitvee, staan jy alleen, maar weet jy wat, ek staan nie alleen nie, want ek weet, ek het 'n God, 'n lewende God, wat agter my staan, wat saam met my is. Maar die ding is, ons raak so maklik depressief, want I don't have a following anymore. Waar is my vriende? Maar jy sien, as jy, dis die groot ding, as jy begin staan vir iets, kyk dan, then it becomes a story. If you take a stand for something in your life, especially when it comes to God, it becomes a whole other story. Maar jy sien, dinge gebeur, en dinge klim aan jou vas. Nou kry jy 'n nuwe bekering. Kyk, ons almal het 'n ding. Is daar iemand wat saam met my kan sê, ek het 'n ding in my lewe? Daai swakheid. Ons almal het daai, 'n paar van ons het 'n paar. Maar ons almal het daai ding. Maar weet jy wat, pas op daai een ding, wat jy dink is nie so groot nie, jou eie jammerheid. Want weet jy wat? Mense het die verdraaide idee, dat ek weet nie, dalk dink hulle, ag, so kyk, dit is nie so erg nie. Baie maal kry ek die vraag, pastoor, is dit verkeerd om dit of dat te doen? Dan dink ek myself, hoekom vra jy die vraag? Want die feit dat die vraag by jou opkom, sê klaar vir jou, you're not supposed to do it. Want hoekom sê jy nou, ek meen, die Heilige Gees is getrou, God is getrou. Baie stem jy wat vir jou sê, en gewoonlik, baie keer as ek bietjie vinnig as die stem, and you end up doing something really stupid, and after you've done it in your life, wat het ek nou gedoen? Maar weet jy wat, dan kom sit 'n man soos Dawid, om te kan opstaan en sê, Here, ek het gefouteer, ek is regtig jammer. En dan kom die ander ding, om te probeer om dit nie weer te doen. Want die woord sê vir ons, Dawid was 'n man na God se hart. Hoekom? Want as hy gefouteer het, het hy opreg berou gehad.
Ek het al baie keer vir mense gesê, nou, as jy nou weet dat jy jou vinger in die plak gaan druk en jy jou sok, hoe gaan jy vir die tweede keer doen? Jy gaan ons nie. Ek het eenmaal in my lewe vir my stiefpa verbinde plak gechange. Ek sê dat nooit in my lewe te doen. Voor ek self seker maak die plak is af nie. Maar weet jy wat, dit is net, hoekom wil jy teen die stemmetjie gaan? Want dit is wat ons doen, ons moet altyd stroom op. Ons kan ons nie net sê, Here, ja, ek sal nie die kant toe gaan nie. Partykeer wens ek dat die Heilige Gees ons net so aan ons ore wil vat en sê, het jy al gesien wat gebeur as 'n kind stout is in 'n shoppingcenter? Kyk, my ma het my nog geslaan binne buite, onderste bo, agter die rakke, voor die rakke, as ek jou hoor. Ek wil by die kerk, dan roei ek my. Maar partykeer sê ek, Here, kan die Heilige Gees nie so wees nie. Dat ons net bietjie aan die ore gryp en sê, want kom hier. Of aan die hand vat en jou sleep, laat die stoflyn so agter jou lê. Maar weet jy wat? God werk nie so nie. God wil hê, jy moet sê, ja Here, ek sal luister. Ja Here, ek sal nie, ek gaan na U luister. Maar die ding is, dit is nodig, dat jy die dinge wat jou daar hou, soos my buddy gesê, die pyn was in die heup, nou sê die knie, toe maar by die volgende week sê die voet, dan laat wiel hom by die deur uit. Laat hy gaan. Maar weet jy wat, dit is tyd dat ons sal klaar kry, want weet jy wat, ek sien dit hoeveel keer by kinders van die Here, en ek sê dit met absolute respek. Ek het al soveel mense al teëgekom, hulle dien die Here al vir 60 jaar, maar vir 60 jaar is dit net nie. Hulle kom nie op 'n plek nie. En dan vra ek julle, hoe kan dit wees? Maar jy sien, die oomblik as 'n mens nou ons op daai plek kom, wat jy nou geestelik laag begin vlieg, en jy begin al hoe minder doen dit wat jy moet doen. Doen wat jy doen meer wat jy wil doen. Gewoonlik vra ek, Here, wat wil U moet ek doen? Maar wanneer jy begin laag vlieg en jou vlammetjie begin uitbrand, dan begin jy doen wat jy wil doen. Dan wil ek nie God raadpleeg nie, ek wil eerder my vrou raadpleeg. Want die ding is, ek weet hoe met my vrou te praat om te kry, as ek nou wil gaan visvang, ek weet hoe met dat te werk. Maar die ding is dit die Here se wil dat ek gaan visvang? Heel duidelik is dit nie. Want ek was maandelaas daar. Maar weet wat jy moet dan bereik is om te berisp by antwoord. Maar die ding is, ons moet op 'n plek kom. Want weet wat gebeur as jy begin moeg raak? Want dit is wat gebeur. As jy die pad begin stap en jou vuur is aan die brand en dit begin vervlou, dan jy sien dit dadelik. Eerstens gaan jy dit sien in hulle geestelike lewe, die betrokkenheid by God se werk. Sien jy dit dadelik? How involved they are with church, for example. Hulle is elke Sondag in die kerk, Sondag na Sondag, maar in die blou tyd, sal jy sien, dit begin het, en dit is soos ek sê, daar's geldige redes. Maar as jy net, maar ek sien nie meer vir Koos nie. Dan sê die volgende Sondag, dan Sondag by ek lieve, dit is maar so. Die eerste keer voel jy skuldig. Die tweede keer, dan voel jy minder skuldig. Die derde keer, dan voel jy nog minder skuldig. En die vierde keer, die pastoor bel, dan kom jy eens, nee pastoor, ek is so besig. Ek het nie die nie, ek het nie daai nie. Maar Saterdagmiddag toe sy op die rugbybal doen, en hy jolly vacation. Dit is so, ek was self daar. Ek het op 'n Vrydag en 'n Saterdag aan my long uitgebaar nie. Want Sondag kan ek nie kerk toe gaan nie. En as ek kerk toe gaan, dan voel ek reg so skuldig. Ek kan nie eens my hand opsteek nie. En dan sê die pastoor van, ja, maar waar was jy ekstra? Maar die ding is, jy gaan makliker en meer gereeld begin wegbly en onaktief raak in die werk van die Here. Ek het al hoeveel keer gesien. Want wie wat gebeur? Hulle voed nie die vuurtjie nie. En as die vuurtjie nie meer brand nie,
is dit makliker vir die vuil goed om aan jou, hulle kloue in jou in te slaan. Want weet jy wat jou fokus is nie meer by dit wat dit moet wees nie. Dit is by die dinge om jou, die lawaai om jou. En weet jy wat die beste van is? As hulle nou die grond getref het, dan blameer hulle almal behalwe hulle self. Dis die pastoor se skuld. Glo my, ons het al snaakse dinge gehoor. Kan ek dit nou maar sê? As jy iemand gereeld bel nie, dan word jy sommer goed toegesê wie en wat jy is. Wat sy tipe pastoor jy is. Maar jy sien, dit is ons al mense wat in die kerk is, ons nie hulle verjaardag onthou nie. Ek het al gesê, dit is simpel. Maar dit is hoe kleinsinnig mense is. Want weet jy hoekom? En dis nie die mens nie, dis die vuurtjie wat vervlam. Hoe vlouer jou vuurtjie raak, hoe makliker raak jy geïrriteerd met die tannie voor jou se skewe hoed. Of die oomie wat dit doen, of die tannie wat dit doen. Maar in steede om ons fokus te kry op wat dit moet wees, op wie dit moet wees. Ek weet, dit is toch ons van waaroor dit gaan. Ons kom ons nou nie kerk toe om na by die se mooi sypaadjie jare te kyk nie. Ons kom kerk toe om met God in aanraking te kom. Om sy aangesig te kom soek. Om sy teenwoordigheid in te kom beweeg. Om die naam van die Here groot te maak. Maar hier is die ding, as jy saksakkies het wat jy by die huis wil hou, dan gaan ek jou wens jy by die huis hou. Maar die ding is, jy moet verstaan, dit is nie my werk, as die herder van die kerk, van die gemeente, om jou vuur in die brand te hou nie. Dit is nie my werk nie. Dit is my werk om jou aan te spoor, om seker te maak, dat jy jou vuurtjie in die brand hou. Want dit is nodig. Maar dan doen jy dit wat kom in die moeilik. Pastoor, moet jy judge my. Dit is ongelukkig so. Jy gaan 'n pad met God moet stap om die hemel in te gaan. Jy gaan niemand kan blameer as jy die hemel gaan nie. Eerlikwaar. Ons sit nou die dag praat ons met iemand wat iets geluister, ek weet nie met die persoon gepraat, nie skes. En hoe baie mense se sien, ek weet ons is nou in Pinkstertyd. En die ouens is besig met die dooping van die Heilige Gees en al hierdie klas van hulle. En ek wil van nou vir sê, pastoor Des sê nou dat hy sê, hierdie vrou stuur vir my boodskap, sy sê nie, pastoor, ek is al hoe lang in die kerk en ek kan nie in tale praat nie. En pastoor, hierdie pastoor waar hy is, sê vir my, praat agter my aan. Geen pastoor, geen mens kan jou leer om in die hemelse taal te praat. En hier is die ander ding. En ek wil het sommer nou sê, dat jy kan nie vir God voorsê wat sy gawe hy vir jou moet gee. Want dis ook 'n verdraaide idee wat baie mense het, dat jy moet in tale te kan praat. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees gee aan die wat hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil. Ek sê dit nie. Die woord sê dit. Maar jy sien, die ding is, ons het nodig om 'n verhouding met God te hê. Ons het nodig om 'n pad te stap met die Here. En soos ek nou vir gesê, as hierdie dingetjie weer opkom van, moet ek of moet ek nie, moet maar eerder nie. Rather stay away. Hoekom wil ek dink, hoekom wil jy verlossing kry van iets en dan wil jy nou weer terug gaan en jy wil nou bijvoorbeeld nou iets anders gaan doen. Kan ek het nou gebruik, ek het self het gedoen jare terug. Toe ek nou opgehou drink het en ek drink en ek is 'n kerkmens. Ek is heilig. Ek het besluit ek drink nie meer nie. Nou gaan ek viswaters doen. Nou gaan koop ek vir my non-alcoholic Bex. Nou drink ek non-alcoholic Bex. Hy is 10 keer die prys
van 'n gewone drankie, of 'n gewone bier. Nou wat gebeur, oor 2 weke, jy nie geld nie, ons net die gras, en dit is warm. Jy het nie R26 vir 'n bench nie, maar jy het R10 vir 'n kort. Wat gaan jy doen? Want glo vir my, die duiwel sit daar, jy agter die oor en hy sê vir jou, gaan, jy het daar 'n ou R10. Dus ek moet sê, as die vraag opstaan, sê jy dat dankie Here, ek het my antwoord. En weet wat, los dit eerder uit as die stemmetjie vir jou sê, maar dit nie doen nie. Maar weer eens, ons is ons maar mense. En dit is iets wat my altyd baie keer so upset, op ons het na ander woord. Wat my so ongelukkig gemaak is, na kinders van die Here kyk, want ek het jou gesien, wie is hier so wat, dat like to push the limits? Hulle is, jy weet, hierdie wille rides by die grounds en die goede. Jy krijg, they live for the extreme. Maar dan krijg jy Christene, kan jy wat sien, hy kyk net vir 'n rondomtaling wat ook by, maar sy geestelike lewe hy so op die edge, so op die stoep van die duiwel, op die voordeur van die vallei wat jy afgelei. They want to live on the edge, wanneer het kom by jou Christelike lewe. En weet wat, ek wil vir jou sê, hoekom wil jy op die kantlyn hardloop, as daar 'n hele veld is om te speel? Want die kan jy baie maklik uit die lyn trap. Daar binnekant gaan jy dalk getackle word, maar jy sê uit nie, you still in the game. En ek het al van tevore gesê, maar weet jy wat, as jy op die edge bly loop, en jou voet gly, wat gaan gebeur? Jy ben 'n fall down. En wat gebeur met jou as kind van die Here, elke keer as jy val, en kom ons wees maar eerlik met mekaar. Jy raak moeg. Dit raak moeiliker om op te staan elke keer as jy val. Tot daar 'n dag kom, wat jy nie meer kan nie. En jy sê al nie wat, let me just give it up. En ek kan vir jou paar mense bring, wat vir jou sal sê, as jy daai punt bereik en jy het geval, glo vir my, dit is bitter moeilik om terug te kom. Dit in my eie lewe kan ek getuig daarvan. Ek het Here gedien in gees en in waarheid, ek was aan die brand, dat toe die dinge van die wêreld my begin oopgaan, toe sê ek, wow. En die dag toe ek nie meer weet wat se kant toe nie, toe sit ek met 'n probleem. En toe ek weer by die voet van die kruis uitkom, dis awesome, want die Here se genade is groot, hy is almagtig. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy staan nie op en is weer hier waar jy was. It takes a lot of effort and a lot of dedication to get spiritually back to the place where you're supposed to be. So wat wil ek vandag vir jou sê, kry klaar man, kom ons kry klaar met die sandsakke, kom ons gooi dit uit, want weet jy wat dit maak, jy net moeg. Het jy al gesien as jy rugby oefen, jy steek 'n trekpartye agterlaan, of 'n kartye, dit put jou uit. Maar jy sê dan, ons het nie nodig om 'n eier saam te trek nie. Want weet jy wat, die Here het ons die prys betaal. Hy het vir ons die oorwinning behaal. We don't need to carry our baggage. Maar dit is tyd dat ons sê, dit is nou tyd dat ek die goed aflaai. Dat ek klaar kry met dit. Want jy weet, daar is 'n gedeelte in die woord wat vir ons sê, dit is die klein jakkeltjies, wat weet nie hoe sê jy nie, wat die lande verwoes. En jy sê die goedjies wat jy dink, dit is nie so erg nie. En ongelukkig is dit juist hierdie klein goedjies wat die probleme geraak. En weet jy wat, sorry, ek gaan nou weer terug by eie verlede. Toe ek die eerste keer by 'n plek kom waar ek blootgestel word aan dwelms, toe was ek so bang om dit vir die eerste keer te probeer. Wat het ek gedoen? Die gee my net te kwart. Nou gebeur al niks nie. Ja, maar jy sê, jy moet 'n halfweer vat. Dus ek nie al, let's go big, kom ons vat sommer julle. Dan voel jy dit. En weet jy wat, voel jy oor uitvee. Jy is ook nou weer dat ek van praat. Kan jy nie meer in 'n nightclub wees, sonder dat jy 4 of 5 of 6 pille en 3 assets in jou in het, dat jy net kan party nie. En die probleem is as jy daar kom, en jy sit met die probleem, en jy weet nie wat se kant toe nie,
dan sê die Here vir jou, I got you where I want you. Want onthou, hy is 'n gedigte vyand. Die woord sê vir ons, hy steel, hy het gekom te steel, te slag, en te verwoes en te vernietig. Dit is wie hy is. Ek weet, dis hierdie klein goedjies. Kyk, Klarkpot, wat gaan vir jou vergelyking maak van iemand? Samson. Samson het hierdie ontsettende krag gehad. En wat doen hy? Man se grootste probleem, die skoonheid. En hy kyk na en hy weet, hy is verbode vlugtig, it's not supposed to go there. Hy weet het. Maar pastoor, sy so ouwe. Pastoor, sy so liefkoos. Sy fluister die mooiste, soetste woordjies. Ek kry skoon hoendervleis. En sy maak die beloftes, ek sal dit nooit in jou doen nie. Wat gebeur? Die oomblik toe hy in die slaap lag. Toe hy wakker word, toe besef hy, maar sy het presies gedoen, wat sy gesê het, sy nie gaan doen nie. En weet wat? Dit is presies wat die vyand doen. He makes empty promises. Ag nee, maar dis nie so erg nie, sy sal nie. Sy sal, sy het. En dan word hy wakker, dat hy nie krag nie. En dan wat doen hy? Dan moet hy maar weet door die Here roep. En weet jy wat, hoekom is hierdie stories in die Bybel, hierdie gelykenisse, hoekom is dit daar? Om hy te leer. Nie om Samson se streke te gaan trek nie. Nie om Dawid se streke te gaan doen nie. Om daaruit te leer. Die woord is vir ons deurgegee vir lering en teregwysing, om ons te wys wat die pad is, wat God van ons verwag. Hier moet die Here vir ons sê, doen wat ek vir jou sê om te doen. En as jy vir jou doen wat ek doen, maar ek gaan nie vir jou sê, gaan doen wat sy nog gedoen het nie. Ek sal nou vir jou sê, maar die goed is daar om jou te leer. Maar jy sien, as jy kyk na Dawid, wat ons van gepraat het, hy staan op sy dak, en hy bewonder die skepping van die Here. En in 'n oomblik kyk hy af, en hy sien wat sê maar. En die stemmetjie sê vir hom, wat dink jy doen jy? Hoeveel keer het al my lewe gebeur, ek sê die Here vir my, wat dink jy doen jy? En wat doen ek? Nee, niks nie. Nee, ek kyk maar net. Dan dink ons kan vir die Here lieg. En ek is seker Dawid het met homself probeer te neer, maar hy kon homself bekeer nie, en hy summons to his bedroom. En wat gebeur? Ons wandel op die afgrond, en die oomblik toe die voet gly, toe gly die afgrond af. En hy trap oor die touw. Maar hoekom? Ons luister nie na die invluistering van God se gees in ons lewe. En ek wil weer vir jou sê, dit is die klein jakkeltjies, wat jou lewe verwoes. Dit is die klein goedjies. In Johannes 12 praat hulle van Judas, waar Maria 'n pond egte kosbare nardesalf gebruik het, om die Here se voete te was, salf. En hy het 'n probleem daarmee. Want hoekom die woord sê vir ons daar in vers 6, hy sê, en dit het hy gesê, nie omdat hy oor armes besorg was nie, maar omdat hy, maar ek kan het vir jou gedeelte lees, dit is so 3 verse. Hy sê, Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem, die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis was vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van die disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie salf nie vir die 100 pennings verkoop, en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was, en die beers gehad het, en die bydraes geneem het.
Want wat doen baie mense? Ek is nou ons in die ministry. Dis nou ons maar my reg, ek kan dit nou ons maar doen. Skipping from the top. Without everybody knowing wat hoekom. Dit is, ons is so erg nie, niemand gaan weet nie. Dit is net 'n ou klein paar sente om my deur te help. En weet wat gebeur? Weet wat het Judas daar gedoen? Hy het 'n deur oopgemaak. Hy het 'n gaping oopgemaak in sy lewe. En ek wil vandag vir jou sê, al maak net 'n gaping oop van 'n millimeter en there's a gap, the enemy is going to take it. He's going to take it, he's going to use it, he's going to abuse it. En wat gaan gebeur? Net een hoofstuk ver. Onthou nou, ek het gesê, hy het net die deur oopgemaak. So die Bybel se voet was in die deur. En een hoofstuk verder, Johannes 13:27, sê, nadat hy die stukkie geneem het, het die Satan hom ingevaar, en Jesus sê vir hom, wat doen jy? Doen dit hastig. Why? Because there was a door opened. Daar was 'n gaping gewees, en die vyand het dit gevat. Daar was 'n sakkie gewees, wat Judas bietjie vasgehou het. In steede daarvan om weg te gooi, het hy dit daar gehad en wat het gebeur. Die vyand het dit gebruik. Maar jy sien die ding is, ons almal dink baie maal, ons is in beheer. Ons is in beheer van ons situasie. Ja, ek gaan nie dit sê. Maar ons doen dinge en ons dink nie, maar dit is nie so erg, net enetjie. Wat is dit nou? Maar jy sien die probleem is, wat doen jy? Jy koester ongeregtigheid, jy koester sonde, jy koester goed wat nie in jou hart hoort nie, wat nie in jou lewe veronderstel is om te wees nie. En dan vra ons baie maal die vraag, hoekom sit ons waar ons sit? Hoekom kan ons nie verder gaan nie? En ek vir jou sê, hoekom kind van God, want ons goed in jou lewe wat nie daar hoort nie. Niemand is sondevry nie, ons almal het issues, ons almal het dit. Maar die ding is, dit is tyd dat ons op 'n ander plek kom. Ons moet waak teen die klein jakkaltjies wat in jou lewe inkom, wat jou lande wil verwoes. Jy moet voorsorg tref vir dit. Maar weet jy wat, as jy dit nie gaan doen nie, gaan jy met 'n groter probleem sit. En ek wil nou gou vir jou die gedeelte lees in Johannes 15, vanaf ons gaan lees vanaf vers 1 af. As jy daar is, kan jy vir my sê amen. Baie bekende gedeelte in die woord van die Here. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my vrug dra, wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So, kan jy nou hoor wat hy nou daar gesê het? Julle is reeds rein deur die woord wat ek vir julle gepraat het oor. So wat sê dit vir my? Hy praat hier met kinders van die Here. Nie met mense wat God nie ken nie. Hy sê, bly in my soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So is julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Vers 6, my teksgedeelte. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit met mekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Nou wil ek vir jou vra, hoekom dink jy, vra ons wat ons wil, maar ons kry nie wat ons wil? En ek wil vandag vir jou kom sê, die Here is besig om met ons te praat vandag om vir jou te sê, luister, dit is tyd om klaar te kry met die goed wat jou vashou. Want weet jy wat, ons almal het dinge wat ons pla. Ons lewe nie op goue strate nie. Ons lewe in 'n wrede, nare wêreld. Ons lewe in 'n wêreld vol versoeking.
Maar die ding is, ons het nodig om teen dit te staan. We need to take a stand. And we need to start taking a firm stand for that. Want jy sien, die ankertou wat jy vashou, die sandsakke wat jy terughou, dit is in jou mag om te sê, I don't want it anymore. Jy kan vandag al jou laste vat en dit by die voete van die Here kom neersit. Die keuse is joune. Die besluit is joune. Hoe ernstig jou trend is joune. Maar jy moet verstaan dat die Here het nie gekom sodat ons net geloot kan wees nie. Hy het gekom sodat ons kan vrug dra. En nie net vrug dra nie, maar veel vrug kan dra. En hier is die ding. En weer kom ek terug by wat ek volgende wil praat. Wat se flavor? What do you add to this world at this moment? Wat se vrug dra jy? Wat ek kan vir jou sê, hier's baie perskebome, maar as jy kyk dan hulle is soos stuksvyge. Want hulle dra nie wat hulle sê hulle moet nie. Want hulle het baie fruits. En dit is nodig dat ons op 'n plek sal kom dat ons die vrug begin dra. Want soos ek jou gesê, God het nie sy lewe afgelê sodat ons net kan wees nie. Hy het sy lewe afgelê sodat ons veel vrug kan dra. Sodat ons kan groei, sodat ons kan kom dat ons op 'n plek kan geestelik volwasse kan word. En nie meer die rondploeter in die vakwatertjies nie. Om te staan vir sy naam en vir sy saak, ongeag wat die wêreld sê. En dis 'n baie moeilike ding, hoor. Veral as jy in 'n sekulêre wêreld is en jy by die werk en dit is you exposed to all, Sean James al weet. Then you've been in the day, you know what's happening, ons almal weet wat daar buite aangaan. Maar die ding is, waarvoor staan jy vandag? Toe volgende hierdie gedeelte weer lees, toe raak ek eintlik benoud, want ek het nog nooit so daarna gekyk nie. Maar weet wat gebeur baie maal? Soos die versie van, julle is die sout van die aarde. En as die sout laf geword het, en hy sê so, en elke loot wat nie vir my verdra nie, sal uitgekabbel. Dit is, hierdie goed word van kleins af vir jou geleer. En hierdie versies raak baie keer, maar net 'n versie. Maar dit is baie meer as net 'n versie. Dit sê baie meer. Want elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat hy meer vrug kan dra. So wat is die kruks van my boodskap volgende is, die Here wil jou skoon maak. Die Here wil hê dat jy moet floreer in hom, dat jy moet groei in hom, dat jy moet veel vrug dra in hom. Maar jy het nodig om die sandsakke wat jou terughou, die goed wat jou vashou, the things that keep you stuck, you need to be rid of it, so that you can start moving forward. We need to stop playing on the edge. Dus ek het nie 'n probleem as jy soos nou gesê extremis is nie. Maar moenie in jou geestelike lewe speel waar jy weet jy gaan kort kom nie. Want die ou op die einde van die dag, dis baie moeiliker om op te staan as jy het geval het. Want ons kry seer wanneer ons val. En as om hierdie rede dat die Here vir ons waarsku vandag om te waak teen die goed. Johannes 15, tweede B gedeelte. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. En ek gaan nou vir jou sê, met alle eerlikheid, it's not easy when God starts tending you. Dis nie lekker nie. Wanneer hy die dooie takke en die dooie blare in jou lewe begin afval en verwyder, dis nie lekker nie. Want wanneer jy die woord oopmaak en jy wil kyk in die woord spandeer, en die Here sê vir jou, maar hoekom het jy nie na my geluister nie? Want wie wat die woord tigtig ons baie maal. Maar dan wil ons wil nie die tigtiging van die Here aanvaar nie. Ek los hier op dit vandag. Ons is nie op hierdie aarde geplaas om maar net
'n Jood te wees nie. Ons is hier geplaas om deel te wees van God. Ons is deel van sy meestersplan. Soos ek so 'n paar weke terug gesê, ons is deel van die liggaam. But we need to start getting to a point dat ons kan klaar kry met hierdie dinge wat ons stiglik. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Soos ek in die begin gesê het, elke boodskap, die woord, die evangelie, vereis altyd van jou 'n aksie. En ek wil vandag vir jou sê dat die besluit wat jy vandag gaan neem, en die opregtheid waarmee jy jou besluit te neem, gaan die pad bepaal wat jy môre gaan stap. Baie maal sit ons in situasies en ons weet nie hoekom ons daar is, maar dit is all because of the choices that we make. Want vir elke besluit wat jy neem, vir elke ding wat jy sê, vir elke aksie, is daar 'n reaksie. So ek wil vandag vir jou sê, die besluit wat jy maak vandag, kan dalk vir jou die pad bepaal wat jy môre gaan stap. Die Here sien.